Dit is amper weer sulke tyd met die FNB Windhoek Woordfees en hierdie keer is Stephanie Baartman op die FNB Windhoek Woordfees se planke in Hoort. Hallo en welkom by Klets Kompas, ek is Irene Marie van der Walt en vandag gesels ek met Ilis Matron, een van die organiserende komiteelede vir die FNB Windhoek Woordfees oor die einste woord wat eersdaags in Windhoek en in Swakopmund gaan plaasvind. Maar vir eers gesels ek en Ougito Greg oor die nuus in Morris Republikein en vir nou gaan kyk jy na die top 10 in Republikein se kiekie kompetisie vir Februarie. Ons is nou weer terug. I know I'm bruised, but I'm who I'm meant to be. This is me, look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Baie geluk daar aan Uwe Neustadt wat gekies is as die wenner vir Republikeinse kiekie kompetisie. Ook nie Uwe se eerste keer nie, Uwe ook 'n professionele fotograaf. En ek dink baie fantastiese inskrywings nou al oor die jare van Uwe Neustadt gewees. Baie geluk daar. Uwe wen natuurlik 'n prys met die komplimente van Enjoy Travel. Ougito Greg, ons wen nou nie pryse. Ja. Met die komplimente van Enjoy Travel nie. Ons travel maar daar onder van die nuuskamer af hier bo Klets Kompas ateljee toe en weer terug. Nou en dan kan ons daarom uitgaan as ons iets gaan dek. Ja, ek dink dit is 'n joernalis se lekker lewe, as jy iets kan gaan doen. Ja. Ek dink ons is mense wat in die algemeen wil uitgaan En doen. en wil doen en met mense wil praat en wil agter die kap van die byl kom. Ougito Greg het so gepraat van agter die kap van die byl kom. Jy het agter die kap van die byl gekom met betrekking tot brandstofpryse. Ja. Dit nou na konflik of oorlog of wat ook al jy Ek dit dink wil ons noem. kan met veiligheid sê daar is oorlog in die Midde-Ooste. Amerika en Israel het vir Iran aangeval. Dit was Saterdag en as gevolg het Iran die straat van wat is die ding se naam? Kamus. Ek kan nou nie mooi onthou nie, maar so 'n klein stukkie see waar hierdie groot olietankers moet seil. Tot 20 of tussen 20 en 25% van die wêreld se voorraad gaan daardeur. En met die wat nou toe is, beteken dit dat ons almal oor die wêreld kan verwag dat brandstofpryse sal styg. Gelukkig vir ons hier in Namibië, Vrydag het ons ministerie aangekondig dat vir die maand van Maart bly die prys van brandstof, petrol en diesel dieselfde. Alhoewel dit is moontlik dat hulle tussenin sal verander, maar op die oomblik is dit die prys bly dieselfde. Die prys is eintlik die groot kommerpunt want beide die adjunkt-direkteur vir petroleumsake in die ministerie en voorsieners soos in spesifiek Puma Energy sê dat voorraad het ons genoeg. Ons het ook gehoor vanaf Namcor dat daar is 'n besending op die oomblik op pad Namibië toe en dat in ons nasionale olieberg fasiliteit is daar reeds genoeg vir 3 maande. So ons hoef nie nou te worry oor te min nie, maar dit sal binnekort na verwagting bietjie meer kos om ons voertuie vol te maak. En natuurlik brandstof het ook 'n impak op amper alles, al die ander dinge wat 'n mens koop hier in Namibië, omdat ons soveel invoer en die meerderheid kom per pad.
Ja, en natuurlik brandstof het 'n impak op alles want al kom dit van 'n plaas van Stampriet af, dit moet nog steeds van Stampriet af Kom. Windhoek toe of Swakopmund toe of waar ook al. Precies. Bietjie erger vir Namibië omdat ons so afhanklik is van invoere. Maar ons het ook een interessante ding vir my in Namibië en wanneer ook al ek vir my mense daar in Suid-Afrika, ek het weer oor die naweek vir iemand daarvan vertel. Ons het 'n amper, dis nie 'n hulpfonds nie, maar dis 'n fonds om die prys van brandstof te stabiliseer. Dis korrek, die Nasionale Energiefonds. Dink jy ons nasionale owerhede wanneer dit kom by die brandstofprys gaan dit in ag neem of gaan hulle Dit is reeds in werking en selfs vir Vrydag se aankondiging was daai fonds gebruik om te verseker dat ons nou nie teen daai tyd verhoging moes toepas nie. Dit was natuurlik nog voor die oorlog uitgebreek het. Die oorlog het Saterdag uitgebreek. En daar was kommer want die vrystelling wat die ministerie laat Vrydag vrygestel het hulle Saterdag afgehaal, maar gelukkig teen Sondag weer opgesit onveranderd. Ons het op die oomblik 'n blaaskansie, maar dit is belangrik om die oogie te hou oor wêreldverwikkelinge en om voor te berei. Dit is heel waarskynlik dat pryse sal verhoog. Ja. En het jy al 'n idee wat wanneer daai straat nou afgeblok word, want ek glo dit is Israel of Iran of een van hulle het gesê as jy daar verbykom gaan jou boot brand. Nee, dit is klaar geblok. Ja. Dit is op die oomblik geblok. Ja. Maar watter impak het dit nou? Ons het 'n paar jaar gelede in COVID het ons gesien een van die strate wat afgeblok is en almal moes toe nou om Afrika weer, soos ek dink in die 1800 gewees. Baie van die lande wat aan die ander kant van hy straat is voorsieners. So dan kan die olie glad nie per skip uitkom nie en olie word oor die algemeen oor die volumes per skip vervoer. So dit sal 'n groot impak hê. Daar is nie goeie planne vir omroetes op die oomblik. Natuurlik as die situasie voortduur, miskien sal planne gemaak word, maar regtig dit hoe langer hierdie oorlog voortduur, hoe meer duister is die ekonomie, die impak op die ekonomie, die wêreldekonomie. En ons is beslis deel van die wêreldekonomie. Ons is 'n klein oop ekonomie, ons word baie aangeraak deur wat in die wêreld aangaan. En dis hoekom ons onsself moet inlig en bewus wees en die maatreëls tref wat ons kan tref. Gelukkig op die oomblik is dit nie nodig om brandstof op te hoop nie, maar spaar maar waar jy kan. Dinge sal duurder raak. Spaar maar of as jy 'n paar ekstra sente het, gaan maak maar sommer vanaand af. gaan maak voordat die brandstofprys verander. Ek is baie dankbaar dat ek Saterdag my klein karretjie gaan volmaak het. Maar ook toe nog iets waarvoor ek dankbaar is. Ek dink ons breek nou daai negatiewe nuus met 'n bietjie positiewe nuus. ATKV Tienertoneel kom terug na Namibië toe. En 'n hoogtepunt op baie jong mense se sosiale kalender, kultuurkalender. Natuurlik die Afrikaanse Taal en Kultuurvereniging oorspronklik uit Suid-Afrika uit en hulle een van hulle groot projekte onder meer idiomestryd en dan nou Tienertoneel. Dit is basies vir skoolkinders om deel te wees van teaterproduksies. Marco van der Berg, die bestuurder vir Noordwes Kalahari in Namibië, ook uit Suid-Afrika uit, maar hy sê sy hart is hier, as hy net van 'n stukkie grond naby Arnos kan kry, né? Wat sê, hy probeer baie hard om finansies uit Tienertoneel uit te hou. Wanneer hulle daar kom, dis sy beligting, dis sy klank, dit is 'n saal waarvoor hy gesorg het, hulle kan dit op die verhoog klim. En hy het so mooi gepraat, ek het hom toe nou gevra oor die verskille tussen Suid-Afrikaanse kinders, wat in die algemeen is kultuur sterker, selfs in jou staatskole in Suid-Afrika. Ek kan dit sê as iemand wat in 'n staatskool in Suid-Afrika was. Selfs daar is kultuuraktiwiteite sterker in hierdie skole, groot sale, en is daar beligting en sulke tipe goed by van die beter skole. En ek het hom toe gevra oor die verskille tussen Suid-Afrikaanse kinders en Namibiese kinders wanneer dit kom by Tienertoneel. En hy sê toe vir my, dit so mooi. Namibiese kinders het nog hulle voete plat op die aarde en hulle is so sponsies. Hulle neem in wat vir hulle gesê word en geleer word en hulle kan dit alles toepas. En dit was vir my lekker om te hoor. Ek het gekyk na die storie wat nou môre in die koerant sal wees en ek het veral die aanhaling geniet
waar hy gesê het dat toneelspel jou help om jouself beter te ken. Ek het gedink dit is so eenaardig, maar ook so waar. En weet jy self het ek as kind bietjie op die toneel op die verhoog geleentheid of 2 gehad, nou nie as een van die hoofspelers nie, maar ek het daarom geleer hoe om harder te praat. Ja. Nee, dit is een ding waarvoor ek ook dankbaar is. En ek moet sê, toe ek in graad 8 vir die eerste keer in die staat noem hulle dit Integrated Performing Arts gedoen het, ek het dit vir 2 of 3 maande gedoen en toe het my ma vir my gesê, "Jesso, ek kan sien jy's anders, ek kan sien jy het nou meer selfvertroue en hier sit ek in al my selfvertroue en al my harde stem wat ek daar geleer het." Ja, en ek dink dis maar net daai ding van jouself inleef in 'n storie in. Wat jy in baie min ander maniere kan doen. Jy kan lees, ja, vir sommige mense is dit, vir my is dit ook 'n manier om jouself in te leef. Ander mense sien weer lees vanuit die oogpunt van 'n derde persoon. So hulle word nie die karakter nie. En teater is 'n manier om daai karakter te word en sy emosie te beleef en te moet verstaan hoekom hy daai emosie voel. So ek dink 'n baie goeie manier vir jong mense om empatie te ontwikkel, om selfvertroue te ontwikkel. En ek dink om te kan uitvind wat hulle nie is nie, sodat hulle kan weet wat hulle is. Maar ek moet sê, ek sien uit, ek kan nie wag nie, ek sal beslis wil gaan bywoon. Ja. En toeskouer wees. Ja, altyd hoëgehalte produksies wat ook daar uitkom. En ek dink as jy kyk na daai kinders voordat hulle begin met tienertoneel en dan 'n week of wat later wanneer hulle klaar is, dis 'n heel ander mense daai. So ja, Ogeto, ek gaan jou nou laat om 'n heel ander mens te gaan wees buite hierdie ateljee. Dankie dat jy by ons was. Ons is nou weer terug met die weer en dan Elis Matron van die FNB Windhoek Woordfees. I am brave. I know I'm bruised. But I'm who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Wat ontstaan. Wat ontstaan. Wat ontstaan. Ek is seker talle Namibiërs hoop en bid nog vir 'n paar ekstra druppeltjies reën voordat ons reenseisoen amptelik tot 'n einde kom. Maar kom ons gaan kyk of môre die dag gaan wees wat daardie gebede gehoor word. Op Katima Mulilo reënerig môre met 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 28, gedeeltelik bewolk op Otjiwarongo met 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 28, ook gedeeltelik bewolk in die hoofstad met 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 28 en steeds ook gedeeltelik bewolk op Oshakati met 'n minimum van 21 grade Celsius en 'n maksimum van 31.
Sondag op Swakopmund môre met 'n minimum van 16 grade Celsius en maksimum van 18 grade Celsius. Ook Sondag op Arnhamsvlei met 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 33. En op Rehboth gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 32. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my.na. Wat ontstaan. In this week's episode of AgriMonitor, we continue with part 3 of the interview I did with Dr. Alexander Boytsov, who's an advisor at 10X Rosatom, and Kirill Kirillov, who is the managing director of Uranium One. They address the complexities of groundwater safety and they talk about the risk of contamination. They explain that in areas of high uranium concentration, the water is often naturally contaminated by radiation. And they also examine whether the introduction of sulfuric acid during the in situ leach process poses a genuine risk. Then we also look at the news of the past week, touching on topics like the agricultural budget, which has grown with about 22% from about 2 billion to about 2.52 billion. Then we also look at the Meatco recovery strategy. Minister of Agriculture Inga Zamwani has declared Meatco stabilization a national priority during its Meatco annual general meeting that was held in Windhoek. We also look at the FMD Task Force and Support Fund that was started. Minister Inga Zamwani launched the National FMD Task Force and Support Fund. This was organized by the Namibia Agricultural Union and it is aimed at protecting Namibia's $15 billion agricultural sector from the threat from South Africa. We're also looking at the hunting industry. The Namibia Professional Hunting Association has urged farmers in the hunting sector to handle the foot and mouth disease risk with strict discipline, calling it a shared fight as most huntable species are cloven hoof and susceptible with livestock impacts, ultimately affecting the broader hunting landscape. That will be the news, and then we will also be looking at some of the upcoming auctions. Enjoy the show. Wat ontstaan. Wat ontstaan. Elisma Tron was lanklaas saam met my in die Kletskompas ateljee, maar ek moet vir sê Elisma, as jy nou my drift gaan vang hierso. Ek dink jy hoort in die Kletskompas ateljee. Hoe gaan dit? Maar jy is skerp vandag. Baie goed, dankie met jou. Dit gaan fantasties. Dankie dat jy hier is. Ek is Dankie baie dat julle my opgewonde. het. Ek is baie opgewonde om hier te wees. Ek is baie opgewonde dat die Windhoek Woordfees sommer vroeg hierdie jaar begin het. Ja. Ek het nie te lank gesit en wag om 'n lekker iets te gaan Nee, kyk. nee. Ons was stil verlede jaar, ons het besluit hierdie is 'n jaar om groot geraas te maak. So ons het sommer in Februarie met 'n groot geraas afgeskop met Charles Du Plessis trio. So dit was fantasties en die Namibiese ensemble saam met hulle. Ja. So ja, dit was 'n goeie. Natuurlik is Steinway pianis. As jy nou nie weet wat dit is nie, dit is letterlik 'n eer wat die Steinway vervaardigers vir jou gee dat jy hulle klavier en net hulle klavier mag speel. Ja, om en hulle dat om jy 'n ambassadeur te wees Ja, vir Steinway ja. is nog hulle taal. en ek kan nogal sien waar hy daar hier vandaan Ja. gekry het. Ja, maar nou beweeg julle aan.
En ek moet sê op jou noot van geraas maak, ek dink spoegwolf het genoeg geraas gemaak vir julle, hoor. Spoegwolf is sluip nie sommer gou by 'n plek in nie, hoor. Maar hierdie jaar sal weer nuwe geraas, nuwe dinge vir die FNB Windhoek Woordfees. Stephanie Baartman in Hoort, nou binnekort, ek dink volgende naweek. Volgende naweek, ja. Dit Ja. is sommer op ons. Ja. Nee, Hoe gaan julle planne? Jo, ons is so opgewonde oor hierdie vertoning. Ek dink die kykers sal vir Stephanie ken van eerstens Getroud met Rugby, dink ek, was die SOP waarna sy voorheen was. En nou Diepe Waters, die enigste ene wat ek kyk op hierdie stadium. Maar ongeag van dat sy 'n goeie aktrise is sy ook 'n baie goeie sangeres. Sy het 'n ongelooflike stem. En dan saam met haar Konrad Raal, wat ons al hierso gesien het 'n paar keer saam met Amanda Strydom op klavier. So dit is 'n briljante kombinasie. En ek sê vir hierdie is 'n produksie met groot name. Elsbie Zietsman het die regie hanteer. So Ook voorheen by die ook FNB voorheen Windhoek was. Woordfees. Ja, Julle nee, weet hoe ons om meng iemand met te die gaan haal beste. wat goed is, Ja. hoor. dis wat ons doen. Ja. Nee, en dan Johan Slabbert het alles bymekaar gesit het, die musiek en die bewoording en alles is absoluut briljant om dinge op die regte manier. Hy het byvoorbeeld roadtrip gedoen wat ons verlede jaar gesien het van Elsabie. So dit is waar die gesels oor Hoort al begin het. So dit is een van daai stories wat jy as jy die storie hoor, dan sê dit soos wat? Dis 'n storie wat moet vertel word, wat mense moet hoor. Dit gaan oor, dit is 'n semi-autobiografiese stuk van Stephanie en dit gaan oor hoe families geskei word deur taal en kultuur en hoe as jy dan bymekaar kom, dit nie altyd so lekker werk nie. En dit gaan nie net oor inpas nie, dit is nou in haar spesifieke woorde, maar oor waar jy hoort, waar jy tuis voel, waar jy regtig voel, dit is jou huis. Ja. So ek dink daar's soveel mense wat kan identifiseer met die storie, veral ook in Namibië. Dit is gegrond op 'n Suid-Afrikaanse konteks, maar ek dink ons het baie ooreenkomste en veral met Afrikaans wat nie altyd geliefd is deur almal nie, maar tog as jy kyk in Namibië hoe almal Afrikaans praat, dit is wat ons bymekaar bring en wat ons hier laat hoor. Ja, en tog aan hulle eie manier. Dis altyd vir my so mooi aan Namibië. Ag, ja. So elkeen praat in sy eie manier en dan kom ons by mekaar en ons verstaan mekaar en ons hoort saam al klink ons Afrikaans effens anders. Ja. En dit is iets wat my geweldig trots maak op Afrikaans, moet ek ook sê. Ja. Maar ek dink 'n geweldige relevante storie, veral nou waar ons praat baie met hoe globaal kultuur word en hoe jong mense nie meer hulle ouers se taal praat nie en hulle verengels en praat nou net Engels en hoe daai bande verbreek. Dit sal vir my iets wees om baie te gaan kyk. interessant. Ja. Nee, dit is hoekom ek sê daar's definitief iets in die storie wat ons almal mee kan identifiseer. En om te verstaan hoe belangrik taal is en die taal wat jy vir jou kind leer en met jou kind praat, wat se effek het dit later in sy lewe en waar moet hy inpas? Waar is dit wat hy hoort en wat hy eintlik voel is sy plek? So dit taal en het so 'n belangrike rol in 'n kind se grootword. Ja, ons hier by Netwerk Media net so hier agter ons ateljee is Shanay Botha se kantoor en sy is die hoof van die African Child Development Trust en sy is ook 'n groot voorstander vir moedertaal, jy weet, kind moet in sy moedertaal onderrig ontvang en so aan en so voort. So ons het 'n kollega wat vir ons baie mooi kan vertel hoe belangrik is taal en moedertaal. By die vertoning. Ek sal vir haar daar gaan klop. Hey, Shanay, wat wil jy vra? Dis nou jy. Ja, maar dan wil ek ook net so interessant soos Hoort is ook 'n slypskool wat julle gaan aanbied gratis. Ja. Saam met Stephanie. Dit is fantasties. Ons is so opgewonde dat ons dit kon doen, want sy sou aanvanklik nog op stel gewees het donderdag en toe word die planne geskuif en ja, so ons is baie dankbaar dat sy toe nou beskikbaar is. En hulle was so goedgunstig om vir ons hierdie tyd beskikbaar te stel om mense te leer. So dit is 'n bietjie van 'n ekstra. So dit is regtig, soos wat jy gesê het, die name wat in hierdie aan hierdie vertoning gewerk het. Dit is die beste mense wat hier nou toe kom en ons mense kan help en kan waarde toevoeg tot ons bedryf. Want dit is die ander ding van die FNB Windhoek Woordfees. Ons wil nie net, ons fokus om baie goeie kwaliteit vermaak in Afrikaans. En mag ek sê, julle kwyt julleself baie goed van daai taak. Ek het nog nooit by die Woordfees weggestap en nie gevoel asof ek wesenlik verander is nie. Ek moet dit sê en is nou nie net omdat
Republikeine en die FNB Windhoek Woordfees nie. Dit is regtig. Dis so goed om te Ek hoor. is dankie, elke Irene. keer 'n ander mens wanneer ek Ja. uitstap. Elke Ja. keer wat ek iets sien, dan dink ek, "Joe, is dit meer hiervan nodig?" Ja. Ja. Ja, so die sluipskool is regtig iets wat extra add-on, ietsie die cherry on top wat ons nie altyd kan doen nie as gevolg van tyd, maar omdat die vlugte en alles nou so kon verander, is ons so skrikkelik dankbaar dat ons dit kan doen. Ja, so ek wil regtig mense aanmoedig en deel dit ook met ander. Indien jy weet van iemand wat hou van dit is of musiek of toneel of teks skryf of al drie saam of dan net sekere dele daarvan. Maar ek is seker jy sal iets leer daaruit. Ja. En hulle gaan jou dalk verras met 'n klein uittreksel uit die vertoning gratis. So hoekom nou nie? Dalk net dalk. Elisma, ons het ongelukkig baie min tyd. Soraya Mentor, ons multimedia operateur, het klaar gesê is nou tyd ouens. Maar ek wil vir jou vra, julle gaan in Swakopmund ook wees Dis met reg. Hoort. Ja. Dis die eerste keer wat julle Swakopmund toe gaan nie. Met die Swakopmunders begin opgewonde raak dat dit dalk die FNB Windhoek en Swakopmund Woordfees raak. Ek sal baie bly. Is dit die FNB Windhoek Woordfees, sal dit altyd 'n Namibiese Woordfees wees. Ons kan dalk later kyk om die naam te verander, maar ja, dit is ons kyk na alle Namibiërs. Ons wil niemand uitsluit nie. En ons het begin om verlede jaar en so die jaar voor dit na Swakop toe te gaan. So ons het nou al 'n goeie getal daarso opgebou, mense wat opgewonde raak oor vertonings wat sin toe kom. So die 14de Saterdag is hierdie vertoning in Swakop by die Namme Primary Aula. Ja, en dan hou natuurlik FNB Windhoek Woordfees se sosiale media veral op Facebook dop vir die nuutste, nie net vir Hoort nie, vir alle Woordfees geleenthede. Baie dankie dat jy by ons was, Elisma. Ek groet sommer saam met jou. Ag, baie dankie. Daarmee die einde van vandag se episode van Kletskompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, ons is elke maandag tot donderdag om 8uur op Netwerk Televisie, DStv 285 en GoTV 25, asook oneup2.com. Maar tot môre, is dit mooi bly.